Goedemorgen, liefdes. Mijn naam is Christen. Hoe staan niet zo goed? Die buiten mensen zeggen. Goed, ik ga weer proberen. Mijn naam is Christen, mijn vrouw Belinda. Ons is van Richard Bay. Ons is lidmaat daar van die Aggies gemeente Berendseer. Goed oor van hulle af. Amen. En ek is hier vandag om vir die Here te dankie sê. 65 jaar gelede. Ek is 'n 5-jarige seentjie hier in Sondagsskool gekom. Oor aan die straat, my ouers het nie die Here gedien op die stadion. Op die Sondagsskool supplement van hierdie gemeente gebly, gesien die kindertjies gaan kerk toe. En vir pa en ma kom vra, kan hulle maar saamkom kerk toe. En hier het ek die eerste keer gesing, al hoor nie in ons kamer. Ja. Moet ons mekaar met Jesus vertel. As jy dan kom voor ek daar is, kyk uit vir my. Ek kom. Amen. En daardeur het my ouers tot bekering gekom. En ek my broers en susters, ons kinders, derde geslag, ons kleinkinders die vandag die 4 geslagte. En uit daardie het ook geslag pastore gekom, 3 pastore. My broer is pastoor van die grootste Aggies gemeente in Pretoria en so meer. En daardeur word ook ander lewens verder en verder aangeraak. So enerzijds vandag om dankie te sê vir die Here, vir die omgee van iemand. Gesien het. Mense wat die Here, die kindertjies wat die Here. En my boodskap aan die moet nooit dink dat die kleinste omgee nie 'n rimpel effek kan hê tot in die verre toekoms. Amen. Sien jy die al? Amen. Kom ons raak net stil vir die Here. Here, ons kan net sê, U is wonderbaarlik. Ons jong mense sal sê, U is 'n awesome God. Dankie Jesus, dat U bonatuurlik werk, terwyl ons net niks raak sien in die normale sensoriese gedeeltes nie, is U bonatuurlik besig. Here, U is ook van plan om vandag vir ons te leer van U bonatuurlike. Dankie Jesus, dat U die liggaam hinter en ginter by mekaar voeg. En ons klomp medewerkers maak in ons Here Jesus Christus. Here, ek wil bid vanoggend dat U hierdie woord gaan oopbreek. Laat ons so dit ons eie maak en dat ons ook bemagtig en bekragtig hier sal uitgaan. In opstand en in geveg met die vyand dat hy nie kan heers nie. Dankie Jesus vir U lewendmakende woord. Amen. Die groot vraag vanoggend is jy bewus dat jy betrokke is by 'n geestelike geveg wat jy nie kan raak sien? Dis wat die Here my gee en ons is baie besig met die Heilige Gees en die werking van die Gees en die gifts, soos die Engelse praat, die manifestasie van die Gees deur wedergebore kinders van God. Maar ek wil afskop met die begin. En die begin daar in Genesis, kom ons gaan soen toe en ons kyk daar waar die mens die opdrag gekry het en hy vertwer dit soos my ma sal sê. Sy het 'n ou fantastiese HAT woord geskep. Ek moet tog eendag seker maar hulle neem dit op en skryf dit vas. Hier in vers 26, Genesis 1. Net vroeër. Net oor dit. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Nie dieselfde woordjie word later in Korintiërs gebruik, maar in die sin van ambassadeurs. Ons beeld sodat hy kan heers.
oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God, het hy die mens geskep, man en vrou. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor die diere van die aarde, ook oor die diere van die wat oor die aarde kruip. Hoekom ek dit lees, is daar staan nêrens mens. Nêrens in hierdie skrifgedeelte staan daar, en jy sal heers oor die mens. Ons was nou besig gewees met 2 Konings 6 met Elisa en die byl wat hy gekap het, en ja, toe breek die byl en die stuk yster val in die water en hulle weet nie hoe nie, en hy gooi 'n stukkie hout en hier dryf die stuk yster. In dieselfde asem weet ons in daai selfde hoofstuk gaan dit oor hierdie Arameërs wat tans besig is met 'n aanval oor die volk. En die slaaf paniek en hy stres en hy sê, laat ek tog bid dat jou geestelike oë kan oopgaan. En nadat hy vir hom gebid het en hy het hierdie bo-menslike ding beleef van geestelike sig, sien hy die weermag van God om die vyand en hy is gerus gestel. En ek wil daar begin en sê, sien jy, daar is 'n geestelike geveg. En Elisa kry hierdie boodskap van God om te bid vir hierdie vyand, dat hulle moet blind word. En hy mislei hulle, en hy voer hulle, en hy stuur hulle terug. En hulle het nooit weer probleme gehad met hierdie spul. Maar net om vir jou ietsie te sê van Satan en sy manskappe, dink ek die beste is as ons na Jesaja toe blaai. En ons kyk ons in Jesaja, is daar ook dinge aan die gang. En daar's ernstige dinge wat gebeur in Jesaja 14. En hier kry ons hierdie profetiese woord van die profeet Jesaja oor Satan, Lucifer. 14 vers 11. Hy sê, jy het met jou hoogmoed, met die klank van jou hartmusiek en al die ander goed in die doderyk beland. Hy profeteer oor hom al hierdie fantastiese kenmerke en tekens waarvoor hy gestaan het toe hy nog in die hemelruim was. Die hoof van die musiekmaker, hy was hoof oor die ekonomie en die meer. En hy sê in vers 15, maar jy stort af in die doderyk af tot in die diepste deel. Satan het in opstand gekom. Hy het gekom om te dink, hy gaan maak net soos hy wil. En God besluit, jy sal dit nie reg kry nie. Maar ongelukkig vir ons, is dit nie net hy nie. As jy kyk na, ek meen hierso ver terug, en jy hoef nou net so te blaai nie, as jy gaan kyk in Openbaring, en daar hoofstuk 12, en jy kyk wat staan daar, in vers 4 staan daar geskryf, sy ster het 1/3 van die sterre in die hemel saamgesleep en hulle op die aarde uitgegooi. Die oomblik toe Satan moes pad gee, toe vat hy sy volgelinge saam. En dis wat teweeg gebring het, dat ons met demoniese en magte van die duisternis vandag sit. Jy sien hom nie, tensy die Heilige Gees vir jou die onderskeiding gee en die vermoë om daai demoniese magte raak te sien.
maar hulle is nie dormant nie. Hulle is nie daar en doen niks nie. Hulle is daar en hulle beweeg. Hulle is daar met verleiding. Hulle is daar met oorlogvoering. As jy so 'n bietjie geduld het en jy wil saam met my na Daniël 10 gaan, dan gaan jy besef hoe intens hierdie situasie is. Wie beter het vir ons 'n voorbeeld gestel om sterk te staan in geloof as Daniël? Wie sien kans om in 'n leeukuil te gaan wag en kyk? Gaan hulle my hap of gaan hulle my nie hap? Hier staan dit duidelik, vers 1, in die 3de regeringsjaar van koning Kores van Persië, het Daniël met Beltsassar genoem word, 'n openbaring ontvang. Dit was 'n egte openbaring, maar dit was moeilik om te verstaan. So, sien net jy wat struggle nie? Tot hulle het gestruggle om die goed te verstaan. Tog het Daniël dit begryp nadat die betekenis daarvan in 'n visioen aan hom geopenbaar is. Wat leer ons hier? As jy sê, ek is stom geslaan, ek verstaan glad nie, dan moet jy sê, maar Here, help my. Gee my 'n visioen, of gee my 'n uitleg, gee my droom, of gee my skrif. Ek sal nie dit regkry wat hy hier gedoen het. Luister mooi. Vers 2 sê, in daardie tyd het ek Daniël 3 weke getree. Ek het die volle 3 weke geen lekker kos geëet. My mond nie aan vleis of wyn gesit nie, en geen rookolie gebruik nie. Op die 24ste dag van die eerste maand het ek by die groot rivier, die Tigris, toe ek opkyk, sien ek 'n man met die linneklere aan en met die gordel van fyn goud en ufas om sy lyf. En sy liggaam het geskitter soos 'n edelsteen en sy gesig het gestraal soos weerlig. Sy oë het geskyn soos brandende fakkels. Hoe supernatural. As jy die opsom, kan jy sê, is gelyk aan bonatuurlik. Sien jy kans? Sy arms en sy bene het geblink soos gepoleerde brons en sy woorde het geklink soos harde dreuning. Hy het sy aandag gekry. Net ek, Daniël, het die visioen gesien. So toe dog ek, Here, help my, moet ek hierdie mense regleer? Het die ander net die geraas gehoor? Of het hulle net die stem gehoor? Het hulle hom glad nie gesien, net Daniël? Dit maak dit verder bonatuurlik. Want ek meen, as jy 'n prentjie kry, en jy kyk met jou vreeslike oog, en hier's nog om jou, en dan sê jy, hey, kyk, sien daar, sien jy, het jy gesien? Tog was hulle so skrikbevange, so ja, het iets agtergekom. Hulle het bang geraak, want hulle het skrikbevange geword, en hulle het gevlug, en weggekry. En ek alleen het agtergebly. Daniël was honger vir iets bonatuurliks. Toe ek hierdie indrukwekkende visioen sien, het ek magteloos en doodsbang geword en ek het geen krag meer gehad nie. Hier kom God se heerlikheid. Sy Shekinah en gewaad en Daniël is level met die gravel. Toe hoor ek die man praat en terwyl ek nog hoor hy praat, het ek bewusteloos, sê hierdie vertaling, neergestaan. Daniël sê, magteloos. Ek het hier geskryf, Daniël val in die gees.
Hier maak hy dan bekend. En ek wil dit nie leiber laat, want ek wil jou nuuskierig maak, dat jy hierdie stuk gaan bestudeer. Hy sê, ek het 3 weke gesukkel om hier uit te kom. Ek was in 'n geestelike oorlogvoering en ek het 3 weke gesukkel om hier uit te kom. Verstaan jy wat hier aangaan? Die bonatuurlike is nodig. En hy sê, die laaste deel, hy sê, vers 21, maar eers sal ek jou vertel wat in die boek van die waarheid aangeteken is. Daar is niemand wat my teen hierdie bystaan nie, behalwe die engel Micha. Jy sien, die engele is daar vir ons, om ons te help teen hierdie demoniese magte. Hallo. Ek hoop is duidelik. Ek hoop is duidelik wat jy aangaan, dat jy dit sal verstaan. Iewers in Jesegiel 28 word hier geskryf deur die profeet Jesegiel van Satan se bemoeienis. Vers 17 sê, jou pragt het jou hooghartig laat word. Is sy CV, Lucifer. Jou stralende glans het jou wysheid laat verloor. Ek het jou op die grond gegooi, jou daar voor die konings laat lê, dat hulle jou kon bekyk. Met jou baie oortredings, met jou onreg in jou handel, het jy jou heiligdomme ontwyk. Klink dit vir jou of hy ons God gevolg het? Nee. As jy nou seer kry, kan jy maar saggies gaan. Die Heilige Gees sê vanoggend vir my, Dawie van sien jy wat het gebeur met Satan wat my nie wil volg? Ek is die heerser oor die alles. En hy wil kom doen soos hy wil. En ek het om in die hemel geskop. Ek het dadelik stil geraak gesê, Here, waar is ek in posisie heiliglik? Volg ek alles wat U sê? Of het ek ook my eie way? Of het ek ook my eie maniere? Het ek ook my eie agenda, my eie missie? I'll do it my way. Gaan jy of gaan jy nie? Ek wil nie uitmis so Satan. En ook 'n derde van daai engele wat uitgeskop is. Ek lees hierdie stuk en ek besef daai dag daar in Bloemfontein, weet jy of jy geweet het van Barry Papenfoos? Hierdie skynshuis hy daar gewerk. Barry Papenfoos en ek het 'n onder ons in die gees. En ons los hierdie probleem op geestelik en met 'n gebed. En ek wil huis toe en die Here sê, nee, jy is nie klaar nie, gaan bid. En ek ry so eentjie agter op teen die koppie tussen ander huis en ek gaan parkeer daar soos hy sê en hy sê, bid in taal. Hy het dit nou nie so gesê, ek het net geweet ek moet dit doen. En die volgende oomblik hoor ek 'n geskree van 'n draak. En ek kry die visioen wat God die draak in die sterk beet het.
En hy slinger hom so links en regs, en dan kap hy teen daai horison vas, en teen daai horison vas, en ek hoor hoe hy skree. En ek weet in my gees, ek moet in tale bly bid, tot hy ophou. En dit was uitputtend. En toe hy disappear, toe weet ek gaan luister. Ek kan sê, ek het Satan se sterk gesien. Dit wat die simboliek is hier in die boek Openbaring, ek het dit gesien. Hoe wil jy heers? Jy sien, ons is in 'n oefenproses. Ons is nou, kom ons sê in graad 2, of wil jy bietjie in graad 4? I don't care, maar weet jy wat, jy's in 'n oefenproses, tot die dag wat ons Here Jesus saam met ons terugkom aarde toe, om 1000 jaar hier te heers. Weet jy hoe? Weet jy hoe om na sy stem te luister? Ag nee pastoor, ek wag vir daai dag. Wag maar lekker. Ek wil hier voor in sy voorlinies wees. Terwyl vanoggend ook daar by jou is, toe kom daai lied van Dani Botha, I will ride with him, in my binneste op. Ek wil daar wees. Ek wil nie die spore doodvee nie. Ek is net bang, Satan is nou besig met jou en sê vir jou, ja, nee wat, pastoor praat nou net in die Ou Testament uit. Alles het gechange, moenie worry nie. Jesus het gekom. Hy het vir almal gesê, die koninkryk is hier. Highway to heaven. Die genade is so groot. Is nie waar nie. Hy sê in Matteus 16:16, hy sê, wat jy op hierdie aarde bind, is gebonde in die hemel. En wat gebonde is in die hemel, en jy sluit dit op hierdie aarde oop, sal oopgesluit bly. Is dit nie geestelike oorlogvoering nie? Handelinge 16:6. Arme Paulus. Hy skryf hier, hy sê, hulle daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Gees, nee, die Heilige Gees, hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië, daai woorde te verkondig. Het jy geleer al om te ontvang? Nee, die Gees sê nou nee. Nee, pastoor, ek weet nie wat nou aangaan nie. Nou is dit nie lekker nie. Bid en is 'n plafon. Hoor niks. Dink jy's bietjie van die trek af. Jy sien, tot Paulus het dit beleef. Tot Paulus het geweet. Wat's volgende? As jy net so reg kyk, sê jy sien, in die tronk in Filippi. Hallo. Hy moes nie Asië toe gaan nie, dat hy kan tronk toe gaan. Jy sal nie hierdie wee van God ken nie. Maar jy sal hom moet leer ken, dat jy sy stem kan hoor. Ek wil net vir jou dit sê vanoggend. Kom ons leer saam wat God se wil. Kom ons wees nie rebels as God besluit jy gaan nie nou so doen. Christus hierdie kant sê altyd die duiwel agter die duiwel. Hierdie kant is Jesus, of volg hierdie Jesus. Ons moet dit leer ken, wat ek kan doen. Ons het nou al die stukkie bestudeer van, moet ek in of moet ek uit? Moet ek op of moet ek af? Moet ek hier bly of moet ek aan? Ek is hier nie omdat ek wil nie, maar omdat ek moet.
kan dit vir jou wys. Net die Here kan sy vrede bring. Op hom te wag en te sê, Here, ek weet, jy het vir my iets beters in gedagte. Amen, kom ons sluit die oë. Dankie Here, ek voel u teenwoordigheid. Dankie Here, bedien ons gedagtes, ons denke, ons emosies, vernuwe ons denke nou, soos Paulus skryf daar in Romeine 12. Here, dankie dat ons dit kan hê. Dat u ons coach is, met baie respek gesê, 24/7. Maak ons deel van u. Maak ons deel van die koninkryk van die hemele. Ons weet, ons is al klaar burgers van die koninkryk van die hemele. En laat ons so optree, praat en reageer, asof ons van daar af is. Dankie dat u nou ons help, dat ons kan kom bely en sê, Here, vergewe ons. Vergewe ons waar ons out of line was, en waar ons ore uitgeleen het vir die wêreld en vir die vyand, en nie u gevolg het nie. Here, kom, en dat ons met u 'n persoonlike, intieme verhouding kan beleef hier op aarde, dat ons met u kan wandel, soos Adam en Eva daar in die tuin van Eden. En ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied. Ons gaan ook kans gee dat jy die koninkryk kan saai. As jy geld wil inbetaal, daar is ons bankbesonderhede. As jy wil kontant vir die Here gee, daar is dit. Gee vir hom jou beste. Kom ons staan en dan sit ons. Kom alles seker. Dankie. Dankie Here, dat u nou oor ons afbuk en ons seën met u onverdiende guns en genade. Seën ons ook met u shalom vrede en die agape liefde. En dankie dat u ons bemagtig in hierdie geestelike oorlogvoering in Jesus Christus naam. Amen. Wees geseën, kom ons kyk lekker in die saal. Ek weet nie of daar koekies is hier nie. Ja, daar is. As koekies, as koue water, koffie, tee.